Selfs oor iets baie, baie belangrik. Kan almal daar op die muur sien, nie die bord nie, op die muur sien. En dit is die uitspraak van die Here as hy vir jou sê, ek het gedagtes aangaande jou. Dit is 'n teks wat baie predikante en pastore al oor gepreek het. Die gedagtes van die Here in Jeremia 29 vers 11, maar ek wil graag hê ons moet 'n bietjie in diepte kyk na die ware betekenis van hierdie vers of hierdie teks, dat dit nie net 'n kliseë word in ons lewens nie. Baie van ons wat hier is, ken hierdie gedeelte uit die kop uit. Jy weet, ek het gedagtes aangaande jou, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Dis 'n wonderlike uitspraak wat die Here oor sy volk gemaak het, juis in tye van slawerny. Nie in tye wanneer dit goed gaan nie. Hulle was in ballingskap. Nebukadneser het in ballingskap na Babel toe weggevoer. Hulle het niks hulle eie gehad nie. Hulle huise is van hulle ontneem. Hulle is uit hulle land uitgevat. Die tempel is afgebreek ensovoorts ensovoorts. En te midde van daardie omstandighede waarin die volk Israel hulle bevind, praat die Here met hulle. En hy sê vir hulle, ek het gedagtes aangaande julle. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Kan jy sê amen daarop? Want ek glo vandag dis die Here wat met elkeen van ons, met my, met elkeen van ons wat hier is, duidelik praat en hy sê vir jou, my kinders, maak nie saak wat jy ervaar en wat jou situasie nou ook al mag wees nie. Ek het nog steeds gedagtes aangaande jou. Kom ons kyk dit vir 'n oomblik 'n bietjie dieper in die vers. Hy sê gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Nou ons moet verstaan wat sê die Here eintlik vir ons as hy sê van vrede en nie van onheil nie. Die Hebreëse woordjie vir vrede wat almal weet is shalom, wat sy oorsprong het in die woordjie shalom. En in Grieks is dit eirene, wat presies dieselfde betekenis het in sy volle konteks. Daai woordjie beteken ek het gedagtes van geluk, van vriendelikheid en van gesondheid aangaande jou. Ons moet hom binne daai konteks ook lees. Dis nie net van voorspoed nie, dis 'n verkeerde vertaling. Vrede beteken daardie iets wat jy ervaar in jou geesmens, nie teenstaande, ongeag enigiets. Dis wat hierdie woordjie eintlik beteken. Hy gaan verder en sê, dat dit met jou sal goed gaan. Ek wil herinner aan die teks wat ek gesaam met jou gepraat het, as jy deur die vuur gaan, ek het gedagtes van vrede aangaande jou. Jy sal aan die ander kant uitkom. As jy deur 'n stormagtige rivier moet swem, swem Jannie, swem, want jy gaan aan die ander kant uitkom. Ek is saam met jou, ek is met jou. Dis die woordjie shalom, die oorspronklike woord van shalom, beteken geluk, vriendelikheid en gesondheid. Dis alles dinge wat jy moet ervaar, jy weet, so daardie teks wat sê, die blydskap van die Here is jou beskutting, of Paulus wat gesê het, ek verbly jou in die Here, ek herhaal verbly jou, charios is die woordjie, wat beteken, nie teenstaande enige iets, jy moet bly. Jy moet nie bly wees oor dinge wat met jou gebeur nie. Dan gaan ons, baie van ons wat hier is, nooit bly wees nie. Maar jou blydskap is wat hier binne in jou hart is, omdat jy weet, die Here God is jou Vader. Dis waarop die grondslag lê. En nou die woordjie onheil. Getal van vrede en nie van onheil nie. Is daar die woordjie ra'a, wat die volgende beteken, hartseer, moedeloosheid, pyn, of rampe. Daar die woordjie pyn is nie net fisiese pyn nie. Asthenia is die woord wat beteken, maak nie saak wat jy hele pynlik mens wees, gees, siel en liggaam, emosionele pyn. Pyn in jou liggaam, ja dis waar, ensovoort, dis wat die woordjie pyn beteken, moedeloosheid en rampe, en dan om in stukke opgebreek te word. Dit was nog nooit die Here se plan vir sy kinders, dat jy en ek in stukke opgebreek moet word nie. Die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes, gegeven maar ek het gekom sodat jy lewe in oorvloed kan hê, nie sal hê nie, kan hê. En net jy kan daardie woordjie kan verander in sal. Net jy kan dit 'n gegewe maak in die hand van die Here, op grond van hoe jy optree en hoe jy jou lewe lei.
dis die belofte van die Here. Reg, dis nou daardie gedeelte. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande jou koester. Basha is die woordjie. Shaba is die oorspronklike woord van gedagtes, wat beteken doelgerigte, 'n volledige uitgewerkte plan vir jou. Dis wat God van jou het. Dis wat hy sê. Shaba, as hy na jou kyk. Ek het 'n volledige uitgewerkte plan van jou, nog voor die grondlegging van die aarde, kom 'n ander teks. Nou ek het baie keer in my lewe foute gemaak waarvoor ek nie eens die duiwel kan blameer nie. Hoor jy wat ek sê? As dinge wat ek soms in my lewe gedoen het, wat buite die wil van God is, wat ek net myself kan blameer, oor verkeerde besluite wat ek geneem het. Oor rooi ligte waaroor ek gegaan het, as die Here vir my 'n rooi lig gegee het, om my eie wil te kan doen. So moenie altyd net die duiwel blameer nie. Baie keer is dit jouself, wat 'n verkeerde besluit geneem het, wat 'n verkeerde rigting ingeslaan het, wat jy toegelaat het, dat die beheer waarmee God jou geskaap het, uit jou hande weggeneem is. Ons gaan nou 'n bietjie daarvan praat. Hy praat van 'n puik afgeronde idee, en broeders, susters daar agter, as Here na jou kyk, dan kyk hy nog steeds met jou met hierdie proklamasie oor jou lewe. Want God het nog nooit verander nie. As 'n teks wat kom en hy sê, jy's die een wat verander het. Ek het nog nooit verander nie. So God se plan vir jou is nog steeds gedagtes, uitgewerkte plan, 'n doelgerigte, volledige plan, 'n afgeronde plan as hy na jou kyk. As ons maar net wil, né? Ek wil werklik hê dat ons hierdie naweek, na vandag se spreekbeurte en Sondag se spreekbeurt, dat ons hierdie besluit sal neem. Here, ek wil weer vasgryp aan die gedagtes wat U vir my het. Shaba is daai kragtige woordjie. Nou, dit kan ons vergelyk, Shaba, met 'n plan van 'n huis wat jy teken. Ons weet almal. Here praat nooit met ons vanuit 'n metafoor wat ons nie ken nie. Daar gebruik hy skape. Daar gebruik jy 'n olyfboom, daar gebruik jy 'n wingerdstok en al daai tipe dinge, né? Hy praat met ons vanuit 'n metafoor van dinge wat ons ken, dinge wat ons van weet. Hierdie Shaba is 'n plan wat hy geteken het vir jou lewe. Dis wat dit beteken. Maar die plan het nog nie tot stand gekom nie. Daai plan lyk net so. En dan moet jy wat die plan van jou argitek kry, moet jy jou huis begin bou. Want as jy nie die huis begin bou, dan bly dit net 'n plan. Nie waar nie, maak as ek hoeveel jy betaal het vir daai plan nie. Maak as ek hoe Jesus die prys betaal het sodat jou plan in vervulling sal kom nie. Jy moet iets doen om daai plan te laat verwesenlik. En as jy begin bou, dan verander daai plan in 'n huis soos hierdie. Jy sit met die plan van God in jou hande, broeders. Ja, jy het verkeerde besluite geneem. Jy het 'n verkeerde rigting ingeslaan. Jy het geluister na ander raad wat mense jou gee en dit gevolg het. Maar God se plan is nog steeds vir jou, maak nie saak hoe oud jy is nie, of hoe jonk jy is nie. Is dit nog steeds God se Shaba, 'n uitgewerkte plan. And what you do today will echo in eternity. As jy niks doen nie, it will echo in eternity. As jy droog maak, it will echo in eternity. Daarom moet ons leer om die regte dinge te doen. Regte dinge te doen. Dit is waar geregtigheid, die woordjie geregtigheid vandaan kom. Dis nie 'n teologiese woord wat jy moet gaan studeer en wat jy moet 'n sekere sport bereik of 'n ambt moet beklee nie. Geregtigheid beteken om dinge reg te doen. Dis al wat dit beteken. Kort, short and sweet. Om dinge reg te doen, om reg te dink, reg op te tree, reg te reageer, ensovoorts, ensovoorts. Nou, ek wil hierdie voorbeeld ook aan u bring. Ek het die voorreg om elke woensdagoggend, dis al vir die afgelope 15 jaar, wat ek by die NG Moroletta gemeente die manne woensdagoggende bedien, van 6:30 tot 6:30.
vir 15 jaar al. En van die eerste oggend af, wat ek na Morletta kerk toe gery het, van my huis in Hartbeespoortdam, het ek op die hoek van Delmas en de Wavaboystraat, wat jy afdraai na die Morletta kerk toe, staan daar 'n gebou. En dis hoe die gebou lyk. Dis hoe hy lyk. Nou ek is al 15 jaar besig by Morletta, en hy lyk nog net so. En ek ry elke woensdagoggend daar verby, net om seker te maak, het die gebou nie dalk verander nie. En dis soms hoe ons lewe lyk. Jy begin met 'n bouproses, jy begin om te werk aan daai plan, daai Magashaba wat God vir jou het, maar iewers het dinge verkeerd gegaan. Iewers het jy verkeerde rigting en iewers het jy droog gemaak. En dalk lyk jou lewe nou so. Soos daardie gebou op die hoeke van Delmas en Villa de Bois. Dis hoe hy lyk. Ek het nou verlede woensdag weer daar verby gery. En hy lyk nog steeds net so. Ek kan 'n ander pad ry, maar weet jy, elke woensdag wil ek by daai huis verbygaan, daai gebou verbygaan. Want vir daai gebou was daar ook 'n uitgewerkte, doelgerigte plan. 'n getekende plan van hoe daai gebou moes lyk. Maar iets het gebeur, wat die bouwerk skade gelei het, wat die bouwerk opgehou het. Broers, vir jou en my is dit nooit te laat om weer te begin bou nie. Nooit te laat nie. In die heilig van God se teenwoordigheid is dit nooit te laat om enigiets weer van vooraf te begin nie. Dis die beste besluit wat jy en ek kan neem, is om wanneer jou lewe so lyk, dat jy weer sal begin bou. Magashaba, wat God vir jou in gedagte het. Daai uitgewerkte, doelgerigte plan. Dis hoe hy moes gelyk het, as hy volledig gebou was. Dis hoe daai plek moes gelyk het, Villa Mall, Morletta Park. En kyk hoe lyk hy. Dis hoe hy lyk. Maar die gedagte van die argitekte en die ontwikkelaars was gewees, daardie plek moes 'n inkoopsentrum, die inkoopsentrum van Pretoria gewees het. Die Villa Mall, Morletta Park. Die bouwerk het in hierdie gebou begin in 2009. Dit het goed gegaan met die bouwerk, maar iets het gebeur, dat die gebou lyk soos wat hy nou lyk. En so die bouwerk van God in jou lewe ook begin, op 'n spesifieke datum. My lewe was gewees die 20ste Mei 1954. Ja, ek kom nog uit die ou garde, wat ons nog melk gekoop het, by die boer, wat die melkkoei gemelk het. Ou garde waar die botter gekoop is, waar hy gekarring is. Ons moet room gaan koop het om botter te karring. Nee, maar anyway, dis 'n ander preek daai. Die woord kom en hy sê vandag vir elkeen van ons, maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob. Bara is die broerse woordjie. Wat beteken bara? Beteken, daar was nog nooit voorheen iemand soos jy gewees nie. Jy's uniek. Jy lyk dalk soos jou pa. Jou stem klink dalk soos jou pa, maar God het jou uniek gemaak. Dis wat die woordjie bara. Hy sê, ek het jou gebara, ek het jou geskep. Dan gaan hy aan en hy sê, o Jakob. Jakob, wat beteken hakskeen-gryper, bedrieger. Want vandat die Here jou geskape het, uniek, nog nooit iemand soos jy voorheen gewees nie, dis wat bara beteken. Jy is nie 'n duplikaat van iets of iemand nie, jy is gemaak deur God, soos wat jy is, met jou emosies, met jou liggaamsbou, met alles wat daarmee gepaard gaan. Dalk nie nou meer die liggaamsbou nie, né? Afhangende hoeveel lagers jy gedrink het in die verlede, weet, ensovoorts, né? Ja. Dan praat hy met jou, hy sê, ek het jou gebara, daar was nog nooit iemand soos jy nie, maar jy het 'n Jakob geword. Jy het 'n bedrieger geword, jy het 'n hakskeen-gryper geword. Jy het iemand geword wat ver buite my wil is, sê die Here, maar omdat jy hier is, hierdie naweek, broeders, stop hierdie vers nie hier nie. Die Here sal jou nooit aan jou verleentheid en in jou skandes los nie, as jy hom toelaat om jy daar uit te trek, omdat hy jou gebara het, en jy verander het as gevolg van dinge wat jy begin doen het in jou lewe, dan gaan hy verder en hy sê, ek het jou
geformeer. Met ander woorde, ek het jou verander. Jy het 'n Jakob geword, maar ek het jou verander. Ek het jou geformeer. Ek het jou gevat soos wat jy is. Dis soos 'n stuk klei wat op die grond lê en die pottebakker tel die klei op en hy sit hom daar neer en hy begin dat pot weer vorm en vorm dat hy weer sal wees Mahashaba, om te word soos wat God wil hê jy moet wees. En dan verander hy jou naam van Jakob wat 'n bedrieger is, wat foute gemaak het. En hy sê, o Israel, Yisrael, wat beteken 'n magtige prins van God. Dis wat Israel beteken. En die Here wil vandag weer eens manne hier verander, wat 'n Jakob geword het nadat God jou geberaai het, as gevolg van iets wat in jou lewe gebeur het en iets wat jy dan toegelaat het om te gebeur, wat hy ook hierdie naweek gebruik om jou te formeer, Keith, sodat jy 'n magtige prins van God kan word. Is God nie goed nie? Hy los jou nie op die ashoop nie. Hy tel, weet jy, daar's 'n liedjie wat sê, hy los my nie op die ashoop nie, maar hy tel my weer op. As mos so 'n liedjie, né? Ja, ekskuus. Ja, amen. So dit is ons lewe daai. God het jou geskep, geberaad. Daar's nie 'n duplikaat van jou in hierdie wêreld nie. Jy dink dalk jou kind is soos jy, maar dalk het jy die verkeerde voorbeeld gestel. God het jou uniek gemaak, bara. En jy het 'n Jakob geword. Maar hy kom vandag en hy sê, nou formeer ek jou weer, o Israel, Yisrael, magtige prins van God. Is dit nie wonderlik nie? Dis wat ons godsdiens in 'n God of die God anders maak as enige ander godsdiens op aarde. Die Here is altyd bereid om dit weer te vat, sodat die Mahashaba van die Here vir jou lewe weer in vervulling sal kan begin kom. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Wow, hy gaan aan en hy sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Vandag roep die Here weer manne by die naam, hy sê, Skalk, Okkert, Theo, Karel, ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Dis wat hierdie naweek gebeur, broeders. Jou omstandighede het dalk nie verander nie. Maar die geestesdimensie het daar 'n verandering plaasgevind sedert gisteraand en ook sedert vanoggend se woord. En elke boodskap wat sal uitgaan, kom Here, ek het jou by jou naam geroep. Jy sien net toevallig hier nie. Jy's ook hier op uitnodiging. Maar God wil gehad het jy moet hier wees, om vir jou te sê, ek het jou bara. Uniek, met 'n Mahashaba, met 'n doelgerigte, uitgewerkte plan net vir jou. Maar jy het foute gemaak. Maar ek werk dit in die diepste diepte van die see, en ek dink nooit weer daaraan nie. Hy vergeet dit nie, maar hy dink nooit weer daaraan nie. En as die Here na my kyk, dan weet hy van waar af ek kom. Hy ken al my verleenthede, al my foute, maar hy kyk na my dan met 'n glimlag en hy sê, ek het hom verlos. God vergeet nie. Verkeer wat iemand sê, God vergeet jou sondes. Daar's dinge wat jy nie in jou lewe kan vergeet nie, broeders. Jy kan niks in jou lewe eintlik vergeet nie. As jy 'n seun was of 'n dogter was, wat as kind gemolesteer was, jy kan dit nie vergeet nie. Dit gebeur. Of dit het gebeur. Maar jy kan anders begin dink en anders begin optree. Mag ek iets vertel van myself hier? In 1960, ek sou in 61 skool toe gegaan het, graad 1, is ek die 16de Desember, is ek gemolesteer deur 'n man. Op die Gansdag se vieringe, op 'n plaas, al wat ek kan onthou, is die 3-punt vrik wat hy agter my nek vasgedruk het, die Lucerne-bane. Ek sal altyd daaraan dink, maar ek dink op 'n ander manier daaraan. Jy weet wanneer 16de Desember nader kom, daarom 16de Desember moet ek iewers spreek.
Ek mag nie toelaat dat my emosies weer verwronge word as gevolg van dit wat met my gebeur het nie. Ja, ek het vrygespreek, maar op 'n stadium moes ek my lewe verander het. Toe ek graad 1 skool toe gaan 'n paar dae en hy het my dood voor die oë gesweer as ek vir julle broeders, my pa en my ma's nou dood, hulle weet nie eens wat ek nou vir julle vertel nie. My broers en susters weet nie wat ek julle nou vertel nie, want ek het vir jare lank gevrees vir die dood. Hierdie man gaan my doodmaak as ek iemand vertel. En ek is dankbaar ek het nie. Toe ek skool toe gaan in graad 1, was my bril so dik, ek het blind geword as gevolg van skok. Maar daar het 'n tyd in my lewe gekom dat ek moes verantwoordelikheid geneem het, dat dit het met my gebeur. Nee, ek is verantwoordelik daar nie. Jy moet verantwoordelikheid begin neem oor die probleme wat jy ervaar het. Jy moet begin verantwoordelikheid neem oor wat mense vir jou gedoen het. Nie omdat jy verantwoordelik is nie, maar verantwoordelikheid, dit het met my gebeur. Dit kan nie verander nie. Dit het met my gebeur. En hoe nader ons, ek is nou al klaar vol bespreek vir die 16de Desember van 2026, want ek weet, as ek nie daai dag op 'n kansel staan, dan gaan alle emosies weer terugkom in my lewe, want ek is maar net 'n mens. Verstaan jy wat ek probeer sê? Maar ek het verantwoordelikheid geneem, my broeders. Ek dra nie meer 'n dik bril nie, ek kan sien, ek kan die Bybel lees sonder 'n bril. Op die rekenaar moet ek 'n leesbril van 1,5 vat gebruik, nadat ek verantwoordelikheid geneem het wat met my gebeur het, en dat ek my lewe gaan verander, nie op grond van daardie fondasie nie. Nou nog kan ek nie 'n fliek kyk saam met my vrou, as haar kinders by betrokke is nie. As haar kinders by betrokke is, en jy sien, dat die kinders word gereineer op een of ander manier, verbaal of wat ook al, dan staan op my hoofd, want ek moet myself beskerm. Ek moet myself, my eie emosies beskerm. Ja, die Here het my vrygemaak en ek het vergewe. En die oomblik toe ek daai man vergewe het my sig begin regkom. En die Bybel sê, vergewe mekaar sodat jy gesond kan word. En ek is 72, ek dra nie meer 'n bril nie. Verstaan jy wat ek probeer sê vir die broeders? Daar's dinge wat jy nooit in jou lewe sal kan vergeet nie, maar jy moet 'n besluit neem van hoe jy gaan optree wanneer dinge gebeur. As ek by 'n Lucerne-rand verbyry, dan ruk dit in my binneste. Om eers te praat, ek dink nie is hierdie pille van Lucerne nie, wat nie meer daai pille, Morella of wat ook al. Ek kan nie die reuk hanteer nie, want dit ruk my terug, dat dit wat met my gebeur het. Daarom moet ek myself beskerm. Daarom moet ek in oorwinning leef. As jy 'n alkoholist was, verslaaf aan drank, moenie jouself blootstel aan vriendekringe of aan daardie plekke nie, want jy gaan val. Jy gaan val. Jy moet beheer neem oor jou optrede. Ek moet beheer neem oor my gedagtes. En ek is vir 2 jaar vooruit bespreek om die 16de Desember op 'n plek die woord van God te verkondig. Om my eie emosies te beskerm, want die Bybel sê, toets jouself, of is jy nie seker dat jy in Christus is nie. En as al hierdie dinge wat met jou gebeur het in die verlede, verkeerde besluite wat jy geneem het, wat jou ingedommel het in toestande of in situasies, wat jy soms oor skaam is, neem verantwoordelikheid, en besluit hoe jy gaan optree, wanneer jy weer daaraan herinner kan. Want die duiwel is 'n trawant wat jou altyd gaan herinner. Altyd. Ek laat hom nie toe om my te herinner, want daar 'n film op Netflix of wat ook al is, waar kinders gemolesteer of kinders geverbaal, wat is die regte woord, abuse word nie. Want ek weet wat dit is. Dis genoeg daarvan gesê. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Moenie die slaaf van jou verlede word nie. Moenie die slaaf word van iets wat met jou gebeur het nie. Want as jy toelaat om 'n slaaf te word, gaan jy 'n slaaf bly. Moenie 'n victim wees nie. Ek het eendag by 'n swart kerk, daar in Letlabelle, aan die kant Brits gepreek, oor hierdie ding. Be a victim or a victor.
dit baie swart is victim van apartheid. Maar ons wit is victim van regstellende aksie. Is nie waar nie? Ek is 'n victim van EE 336699, wat hulle dit ook al noem. En solank as jy 'n victim bly van wat ook al, kan die Here niks met jou doen nie. Dat jy geskape om 'n victor te wees. Wat sal ons van al die dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En as jy daai syndroom van 'n victim net kan begrawe. Ek het gedink daai swart kerk sou my blameer het, maar het my 3 keer daarna weer genooi om te kom praat. En die 3de keer gevra, praat weer, please speak again about victim and victor. Want die Here kan nie met jou iets doen as jy 'n victim is nie. Hy kan nie met jou iets doen as jy net op die agterwêreld bly sit nie. Jy weet nie wat met my gebeur nie. Ek het 'n knie wat ek in rugby seer gemaak het. En elke keer, jy weet, so eenmal 'n jaar, dan praat hierdie knie met my. Jy weet, want jou probleme en jou sonde praat ons met jou, jy weet. Dan praat hierdie knie met my pa. Dat ek partykeer met 'n kierie moet loop. Regtig? Ek spuit myself in met Voltaren om die pyn te verlig. By 'n kerk gekom, daar in Koster, as ek reg onthou, en ek het beweeg ek te veel. By Koster gekom en met die kierie so geloop, jy weet. Toe pas ek aan by my ouderdom sien. en ook hier voor, vra vir my voor die diens, hy sê vir my, Professor Theo, wat gaan aan? Ek sê, man, dis 'n ou rugby besering. Toe ek in eerste jaar universiteit was, het ek hierdie knie seer gemaak en so 1-2 'n jaar, dan pla hierdie knie my weer, omdat ek myself inspuit en ek moet salf aansmeer en al daai tipe dinge. Weet jy wat sê? Hy sê, dis niks, al 2 my knieë is opgevoeter, hy het nou 'n ander woord gebruik. Toe begin hy kla oor sy knieë, ek het nie gekla nie, hy het my gevra. Weet broer, dit is mos hoe ons die ding doen, jy weet. Ek het 'n hoofpyn, ag, jy weet nie wat 'n hoofpyn is nie, ek het migraines, man. Is dit nie waar nie? Jy weet jy wat met my gebeur toe ek 'n kind was? Ja, maar dis niks daai nie, man, hoor bietjie my storie, broeders. Ek het my storie in die oorgedra, net om iets aan u te bewys. Asseblief, en as jy kwaadlik my neem daarvoor, vergewe my daarvoor. Julle is die een, en ek vra dat julle met niemand sal bespreek nie, asseblief. Dis 'n verleentheid vir my, maar ek het verantwoordelikheid geneem. Ek neem verantwoordelikheid vir die feit, die kierie is in my studeerkamer. Hy pronk daar vir my. En dan sê ek, hou jou back, want my knie is alright. Tot daai oggend wat ek opstaan, ek voel, hier's ek weer, met jou krippelbeen voor die deur. En dan vat ek die kierie en gaan, ek dank die Here dan vir Voltaren, ek dank die Here vir die kierie, want ek kan beweeg. Verstaan nie wat ek probeer sê, broeders? Verstaan nie wat ek probeer sê? Moenie 'n victim word van iets nie. Solank jy 'n victim is, kan jy nie 'n victor wees nie. Right. Efesiërs 1:4. Die Here het ons wat aan Jesus behoort, lank voor die wêreld gemaak is, uitverkies om heilig. Heilig, hagios is Grieks. Heilig. Goeiemôre Jan. Gaan dit met jou? Nee, goed en self. Baie goed, dankie. Die Here seën jou. Kan jy die heiligheid in my bespeer? Die manier hoe jy loop, jy weet. As iemand my roep, dan draai jy mos stadig om. Weet jy, is 'n sekere houding. Dis nie hagios, waar het ek hierdie Bybel is dit 'n Bybel? Julle is in hierdie. Hagios beteken jy moet anders wees. Dis wat hagios, heilig. Jy moet anders wees. Hoe anders? Soos die Here. Opgewonde, bly. 'n persoon met wie mense wil kontak maak. 'n persoon met wie mense wil praat. Amen. Heilig is nie 'n houding nie. Jy weet, baie ouens praat, maar jy weet, soos ek nou praat, maar as jy hom vra om te bid, Musha, Onse Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier gesamentlik byeen kan kom, jy weet, dan verander tot die taal, en die gebruik, en dan skud die Here so kom en sê, waarmee is jy besig?
Die Here het jou gemaak soos wat jy is. Dalk het jy anders geword dan 'n Jakob, maar jy is nog steeds wat God jou gemaak het. En net jy kan dit verander, om weer 'n magtige, kragtige prins van God te wees. Heilig beteken dit, wees anders. Die Griekse woordjie is hagios. Alright? So moet nooit jou stemtoon verander wanneer jy bid nie. Want jy's jy. Dit is die Here jou gee om met iemand te praat en vir iemand te gaan bid. Jy weet, jy verander skielik jou sê, maar ek het nie hierdie ou gestuur om te bid nie. Jan, hoekom? Waarvan? Wie probeer jy nou naap? Alright, reg. Die pastore wat jy is met eintlik hierdie saak met julle gemeente bespreek, wat heilig is. Okay? Anders. En daarom kom jy sê, word vernuwe in jou denke. Reg. En sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Kan jy sien daai woordjie heilig en sonder gebrek? Want as jy anders is, hanteer jy situasies op 'n ander manier. Kan jy sê amen? Ja. En dan, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Jy is nie 'n ongeluk van pa en ma nie. Voordat jy in my moederskoot gevorm het, die Here gesê het, pa en ma wou nie sê, maar ek sal vir julle wys. Keith moet gebore word, want ek het 'n plan met hom. Ek sal vir julle wys. Julle maak miskien allerlei planne, maar ek sal wys, Okkert, hy gaan gebore word. Jy is nie 'n ongeluk nie, Okkert. Alright. Voordat ek in die moederskoot gevorm het. Reg, hy gaan van voor jou geboorte af het ek jou gekies en ek het jou aangestel om namens my in hierdie wêreld te woon. Heilig soos ek. Nie vir predikant of 'n sending te word in Amerika toe te gaan of wat ook al nie. Daar waar jy is. Ek is nie predikant of 'n pastoor nie, my broeder. Ek het genot om met manne te praat oor die grootheid van God en wat hy vir my in my lewe gedoen het. En ek praat met die manier waarop ek praat. Reg, ek probeer iets anders of iemand anders te wees nie. Anders ken die Here nie wie is hierdie ouetjie wat nou hier praat nie. Amen. Namens my in hierdie wêreld te woon. Nou, ek het nou 'n ander belydenis ook om te doen. Is daar nou een ding wat ek wil nie sê haat nie, maar gehaat het. Daar in Hartbeespoort het ons 'n baie mooi mall. Hy's nie so groot soos die ander malls nie, maar hy's groter as Williston sinne. Nou as jy so afkom aan die pad, dan is die parkeerarea van die mall aan my regterkant. Dan draai ek in na die mall toe, dan is die parkeerarea en dan draai ek in die parkeerarea in. Dan is nou een ding wat ek nie kon hanteer nie, was dit hierdie karwagte wat my moet leer hoe om agteruit te reverse, het my ouma altyd gesê. Dan ek staan net langs jou kar, jy weet. Net so lank gesig. Dan het ek my vererg. Dan sê ek vir hom, ek het jou nie gevra om my te leer bestuur, ek het jou gevra om na my kar te kyk. Met 'n houding. Met 'n attitude. En ek is nou vies vir jou, ek wil nou in elk geval nie iets gee nie. Want my kar het 'n alarmstelsel en al die dinge by ek. Dan kyk ek ander padte, maat. Kan as jy nog iemand wat daai probleem, kan iemand sê ouch. As jy weet jy, toe kom daar 'n stadium as ek by die parkeerterrein inry, by die mall, dan staan almal daar in die hoek, hulle kyk nie eens na my nie. Want hulle weet, ek het 'n attitude. Hierdie man, ons moet vir hom sing, kill the boer, kill the boer. Hulle was kwaad vir my, hulle het niks van my gehou nie. En toe besef ek, maar weet jy wat, hoekom hou hulle nie meer van my nie? Hoekom groet hulle my nie eers nie? Dis ek. En ek het my attitude verander. Die eerste keer daar ingery en ek parkeer en ek roep een van hulle, kan jy so wat sy naam hier, Chris, kom hier so. Kom hier so aangestap, jy weet. Ja, meneer. As ek hoor, ek kyk bietjie na my kar, man. Ek het nou nie kontant, want ek ry nooit met kontant rond nie. Want ek het nie kontant nie, anyway. Ek koop maar op my kaart. En dan sê ek, wat kan ek vir jou koop? Kan ek vir jou brood en 'n kou koop? Ja meneer, jy kan vir my 'n breinbrood koop. Ek sê, nee, jy's nie 'n rasis nie. Ek gaan vir jou wit brood koop. Want as ek koffie drink by 'n koffieshop, dan sê ek ook vir hulle, ek wil swart koffie, want ek drink nie melk nie,
met breinsuiker in 'n wit koppie, want ek is nie 'n rasis nie. Dan bring ek hom vir 'n brood en 'n Coke. Dis niks ekstra nie, want ek het in elk geval 'n klomp goed gekoop. As ek nou daar aankom, broeders, hulle ken my Amarok. As ek daar afry, dan Master! Want ek het my attitude verander. Ek het my attitude verander. Broeder, begin jou attitude verander. Wanneer mense met jou praat en wanneer jy gewoon, daai dinge wat jou irriteer, so wat 'n parkeerwag my geïrriteer het. Partykeer voel ek nog steeds dat wil terugkom, jy weet, dan wil dit so hap aan my, jy weet. Jy mense gaan mos nie as ek Lous, ek het hom gister vertel van daai Delforno oomblikke, jy weet. Wat jy voel, man. Iemand het, ek kan dit sê want ek is nou nie predikant nie. Daardie moervloek en baksteen gooi. Voel jy ook soms net so? Die predikante sal nie weet wat ek gesê het nie. Maar hoeveel predikante is die pastore? Kan ek jou hande sien? Sorry my broer. Dis jammer. Maar dit is hoe jy soms voel. Kan iemand sê amen? Maar dan voel ek, maar dan moet nou nie vanoggend weer een na my toe kom nie, jy weet. Eers dan kom hulle aangehardloop. Lani, maak hulle die deur vir oop. Dan dwing ek myself om my attitude te verander. Dis wat die Bybel sê, wees anders. Wees soos ek wil hê, jy moet wees. Help jy beklei met die kelderin, as jou koffie koud is nie. Daar by Menlyn het ek enige studente daar van Polokwane af gekom, my afspraak met hulle was 9:00 die maandagoggend. En 9:15, toe is hulle nog nie daar nie, papa, toes ek. Wat is hy woord nou weer door, pastoor? Toe wil ek klippe gooi. En ek bestel vir my koffie en 'n ontbyt, jy weet. Dis 9:15, hulle is nog nie daar nie. En tyd is vir my baie belangrik. Tyd moet vir jou belangrik wees, want as jy gaan om iets te koop, en die bruidegom het te kom, en dan bly jy agter. Tyd is belangrik. Dis wat ek glo. My maat en ek vererg my daar, en ek vat die koppie, ek sê die koffie is koud, ek don't want it, cancel my breakfast. Ek is kwaad vir die mense wat laat is. En ek laat toe met my hele attitude, almal om my ongemaklik te voel, en ek staan daar op, en ek stap uit daar by die trappe af, want onder is daar 'n ander wilkie parrots. En ek gaan in by parrots, en ek kan bly, ek wil 'n koppie koffie, 'n warm koppie koffie, a hot cup of coffee, and a breakfast, bring me the breakfast menu. Jesusie, maar daai dametjie bring vir my daai koffie, maar hy brand my. Ek sê my lippe hierbo, en my tong, maar ek sê niks sien, wat ek het mos nou gevra vir warm koffie. 'n week later, volgende week, toe kom ek weer daar afgestap, want ek moet weer studente ontmoet, maar onder by parrots, want ek is nou klaar met daai restaurant, jy weet. Toe ek daar afgestap, kom in die gang, hier storm al daai kelnerinne, en die kelners van daai spesifieke winkel wat ek so hanteer het, met my woede, jy weet, vat hierdie koffie, dink as 'n koffie, jy weet, jou dinges, jy weet, en et cetera. Toe kom die eienaar uitgehardloop en sê, sir, please, sit down. I know about what happened to you. It was an eye-opener for all of us to serve our customers with hot coffee. And I said, that day, when you went off about the cold coffee, I was walking after you to call you back for a free breakfast. And I saw that you went down to Paris, and Paris is also my shop. Belongs to me as well. And he said, but I told the waiter there, that man, if he wants coffee, give him very, very hot coffee. Kan jy sien, broers? En die enigste voetspore wat ek afgelos het by daai plek daarbo, was my attitude gewees, van woede uitbarsting. Van wat ek kan nie sê wat ek wil nie onthou wat ek alles gesê het nie. Toe ek die hele plek het ek eintlik afgebreek met my, ek weet, ek is mos nou Samson, jy weet. Jy verstaan wat ek bedoel? En so tree ons baie keer op. En al wat jy agter, oral waar jy jouself bevind, los jy spore. Of dit nou by 'n koffieshop is, of dit nou by die petrolstasie is, by die petroljoggie, of dit nou by die parkeerarea is, wat jy nie moet leer om te reverse nie,
Jy los spore. As jy by die huis uitgaan, dan los jy spore, meneer. En mevrouens wat hier is, jy los spore. Nou is die vraag, wat se spore los jy agter? Watter skoene het jy aangehad? Nou ja, nou eet ek gereeld by daai plek. Ja, ek betaal nou weer, jy weet, hulle het net een keer 'n vry koffie gegee. Nou betaal ek maar weer die volle prys, jy weet. 'n Ander voorbeeld wat ek mag ek julle gee nie om nie. Ek is 'n spreker by 'n gradeplegtigheid, by 'n swart woonbuurt, en hulle hou die gradeplegtigheid in die groot auditorium kerk van die swart prediker. Reverend of 'n pastor, ek kan nie onthou nie. Groot kerk, daar hou hulle die gradeplegtigheid van die Noordwes Universiteit daar. En ek is die spreker daar. En op pad soontoe die oggend, toe spring hier verkeersmanne voor my uit. Ek het 100 gery in 'n 80 km sone. En ek weet, ek probeer altyd maar die spoedbeperking hou. Ek sit hom op speed control, spoedbeheer, op 100, want ek dink dis 100. En ek sê vir die dame, I thought it is 100. No, sir. There's a board there at the bottom. Can I go and show you? Say, no, I accept it. Give me the ticket. 20 km/h vinniger. Ek dink die boete was R850 of so iets gewees, wat hy my sou gee. En hier kom die baas van die plaas daar aan. En hy kon staan en sê, ja, the minimum is 850. I can actually raise this up to 1,500, but we are very hungry and thirsty. Het jy al so iets beleef? En weet jy wat sê ek toe vir hom? Ek sê vir hom, sir, no, I'm sorry that you are hungry and thirsty, but I exceeded the speed limit, I'm guilty, please give me the ticket, I'll go and pay the ticket. Hy is so kwaad vir my, dra net om en loop, en die dametjie skryf toe die kaartjie vir my, jy weet. Man, ek kom toe by die auditorium aan vir die gradeplegtigheid, en die pastoor of die reverend, hy moes my toe nou voorstel. En hy sê toe vir die mense, ladies and gentlemen, students, this is Professor Phil Berger, and you can listen to what he's saying today. Because one of my congregation members is a traffic cop, and he refused to pay a bribe. Want hulle vra mos waar jy in jou pad is, jy weet. Weet jy, ek was so bly, ek het hulle nie 'n Kentucky of 'n Coke gegee nie. Want ek het voetspore agtergelos, waar hy hele gehoor opgestaan het en gesê het, dis mos so, doen ek het reg, dames? Ja. Ek was so bly, ek sê nie, Here, dankie. Broeder, suster, wat ek eintlik wil sê is, waar jy ook al beweeg, met wie jy ook al te doen kry, jy los voetspore. Jy los iets agter, waarin die mense jou sal ken en aan die mense jou aan sal identifiseer. Reg, kom ons gaan aan, hoeveel tyd het ek? Daar is die van almal. Die plan van daardie gebou, die uitgewerke Mahashaba plan van daardie plek, was gewees, om in die eerste plek topgehalte winkels daar te bou. Topgehalte. Plaaslike winkels en oorseese winkels, want ek weet in Moroleta, net die ryk ouens bly in Moroleta in daai omgewing, die suide van Pretoria, nee, julle bly mos in die suide van Pretoria. Dis net die ryk ouens wat daar bly, papa. Ja. Dit was die mall van alle malls gewees. As jy iets daar wil gaan koop, en jy kry dit nie daar nie, dan wil jy nie iets gekoop het nie. Reg, dis hoe hy gelyk het. Hulle het 'n 5-ster hotel daar beplan. So daar by Loftus Versveld is daar ook mos 'n hotel reg langs die stadion. In daai gebou, 'n 5-ster hotel, met al die geriewe wat daar was. Hulle het vergaan, hulle het die mees, ek wil amper sê, die nuutste toerusting van 'n gym, het hulle daar beplan. Met 'n hardloopbaan aan die binnekant reg om, daar kan jy sien, hier aan hierdie, daai kant daar. Wat jy binne huis kon hardloop. Dis wat hulle beplan het. Dis die Mahashaba. Broers, ek wonder, ons moet begin praat met die Here oor wat is sy Mahashaba vir my en vir jou.
Ons moet vir 'n dag of 2 fokus in ons gebede. Here, nie wat ek nou wil hê nie, want daai ding wat ons nou graag wil hê, asof ons verkeerde verlede wat ons gister gedoen het. Wat is U Magashaba vir my? Afgesien van my toestand en omgewing. In 2012 is die bouwerk van daardie plek gestaak. En hy staan nou nog so. En vir baie, baie jare het my lewe ook so gestaan. Een fout op die ander. Ja, ek het jy gesê van 16 jaar af het ek elke Sondag by die swart plaaswerkers gaan preek by die strooise waar hulle gebly het. Maar hey, ek het 'n rollewe gehad, my man. Ek moes eintlik begin boks het om te leer hoe om myself te verdedig. Dis sommer 'n grap. Dis hoe ons lewens dalk lyk vandag. Maar in God se gedagtes is nog steeds, ja, jy's 'n Jakob. Maar ek wil jou formeer en jou verander na Jesrael, 'n magtige prins van God. Die Here het ons gemaak om oor alles te heers. Kan jy sê amen? Hierdie wêreld is in die toestand. Baie keer bambeer ons mos die Here vir die hitte en al die oorstromings en die tipe dinge. Here, hoe kan U dit toelaat? Is die Here dan nie meer in beheer nie? Jy weet ons wat die mense sê. Met hierdie aardverwarming, hoe kan die Here dit toelaat? Het hy ons dan nie meer lief nie? Maar broeders, dis nie hy nie, dis ons. Want hy het ons aangestel om te heers. En ons het beheer verloor. Genesis 1 vers 1, en God het gesê, ja, kragtige woorde daai. Jy kan dit net gebruik in 'n totale preek as jy kyk na die Hebreëse taal. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, Tselem, ons skaduwee. Met ander woorde, mense wat altyd naby ons bly. Want jy kan alleen 'n skaduwee gooi as jy in die son beweeg of onder 'n lig staan. Tselem, is ons nog skaduwee van God? Skyn sy helder lig oor jou lewe. Hy sê, en die helder lig van God sal oor jou skyn, en nasies en volke sal dit sien. Die Here het ons geskape om 'n skaduwee om sy skaduwee te wees. So naby. Hy gaan verder, en aan sy gelykenis, Dama, die woordjie daar is sy model. Jy kry mos hierdie, ek hou van, jy weet, hierdie klein modelkarretjies, wat 1 tot 32, ek het 'n heel reeks van ou bakkies, Ford en Chevy en Studebaker bakkies, jy weet, as ek so 'n kar sien, dan koop ek hom, want dit is 'n model van die oorspronklike een. Ek kan ten minste hierdie kleintjie bekostig, jy sien. En dit is wat die Here sê, om sy model, en sy simulasie, om dinge te doen, soos wat hy wil hê, ons moet dit doen. Nou, jy weet almal die simulators by die lughawens, né? Hier by oor Tambo is daar ook 'n hele paar simulators. Nou, kan jy nog 'n sakkie van 'n Merwe onthou? Die vlieënier van SAL baie jare gelede. Hy het die weervoorspelling ook gedoen later. Nou, ek het hom geken en hy het my, toe ek het 'n PPL lisensie gedoen, private pilot license. Ek kan net nie hoe klein vliegtuigies vlieg hoor, die met die 3 wielietjies wat net 4 ouens in die vliegtuig kan sit. En nou, sakkie, toe hy daar agterkom of hoor daarvan, toe vat hy my na die simulators toe in, wat was die lughawens se naam voordat nou oor Tambo was? Jan Smuts. En ek het in 'n 747 vliegtuig, 'n simulator gesit, en ek het op 3 verskillende lughawens geland in die wêreld. San Francisco, en die ander ene, wat sê so oor die see gaan iewers in Hong Kong, en dan ook in JF Kennedy, in die simulator. Dis 'n simulator. Die Here plaas jou hier op aarde, om te doen wat hy sou gedoen het, en hoe hy dit sou doen. En jy kan in daai simulator, kan jy allerlei weersomstandighede inblaas, om jou te verhoed om te land. Jy sien wat 'n vliegtuig is mos gemaak om te vlieg, nie om te land nie. Om hom op te styg is die maklikste ding, maar om te land, papa, dis waar die probleem lê. Dis waar die simulator inkom. Die Here sê, jy is my simulator. Jy tree op
en jy doen soos wat ek wil hê jy moet doen, waar jy ook al is. Verstaan jy wat ek probeer sê, broeders? Ja, dan gaan hy verder, en laat hulle heers oor alles. Nou vraag ek, wie beheer verloor? Is dit die Here wat beheer verloor het? Wie beheer verloor jou finansies? Of jou beplanning, of jou werk, of jou besigheid? Is dit die Here wat jou nie meer lief het nie? Hy het bepaal dat jy moet heers. En broeders, kom ons ontwikkel 'n gees van heerskappy opnuut, want God het jou gemaak om te heers. Hy het jou gemaak om die beste te wees. Hyper, Nikeo. In al die dinge is ons meer as oorwinnaars. Hyper, Nikeo. Hierdie Nike skoene wat die ons dra, Nike hemde, dis waar dit kom, 'n oorwinnaar. Maar hy sê nie jy's 'n oorwinnaar nie, hy sê jy's 'n hyper oorwinnaar. Meer as 'n oorwinnaar. Die Here sien jou as sy skepping, as sy kind, wat sy tselem en sy dabaar is. Nie wat in die eindengevegte is nie, jy's in die finaal. Jy gaan nie deur 'n proses van eindengevegte nie. Jy's in die finals. Want hy sê jy's 'n kampioen van kampioene. Dawid het in 'n baasvegter geveg. Maar toe een van Saul se soldate om te kom en sê, ek weet van 'n man hier by ons, hy's 'n baasvegter, toe praat hy van Dawid. Dawid was klaar 'n baasvegter, voordat hy Goliat aangedurf het. Hy het 'n leeu by sy baard gegryp en hom grond toe gepluk. Hy kom met 'n slingervel gooi. Hy was 'n kampioen van slingervel gooi, want as die herders by mekaar kom, het hulle altyd kompetisies by die slingervel. Dan gaan hulle 'n bietjie verder, soos die eindprosesse. En Dawid was altyd die wenner gewees. Hy het geweet hoe om 'n slingervel te gooi. Die Here sal nooit vir jou iets vra wat jy nie kan doen nie. En op die stok, hy het so kort stok, hy het met 'n staf, wat jy die skape nader trek of wegstoot, en dan het hy 'n stok, so kort stokkie, dikkerige, so omtrent so dik, met 'n tou wat hy om sy hand hou. Dan kan hy daai stok swaai, en hy kan 'n jakkals of 'n wolf of 'n leeu op 'n redelike ver afstand teen die kop tref om hom dood te maak. Hy was 'n baasvegter. Daarom kom hy spog en hy sê vir Saul, die Here het my gehelp om die leeu en die beer dood te maak. Die Here was daar in die nag as die leeu gebrul het, ek nie weggehardloop nie. Dan het so terloops, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, maar hy is nie 'n leeu nie, hy loop soos 'n brullende leeu. Dan hy kef soos 'n klein hondjie en laat toe. Want as die leeu binne in jou is, broeders, gaan die duiwel jou nie kan hanteer nie. En hy soek wie hy kan verslind. Hy soek. Kom hier jou, Chris, nou eens. Help jy, gaan nie probeer nie. Gaan nie probeer nie. Gaan nie probeer, hy soek wie kan verslind. Veel burger, yes, slat hom papa, slat hom. Want hy is nie sterk nie. Dis tyd dat ons moet begin brul soos 'n leeu. Want die leeu van Juda stam is binne in ons. Die leeu's kon Daniël nie gevreet het nie, want die leeu was binne in hom gewees. En baie keer brul ek soos 'n leeu, wanneer ek die aanvegter van die duiwel teen my lewe moet trotseer, veral as dit nader in die 16de Desember kom, dan staan ek en ek kyk om in die oë, want die Bybel sê, staan dan vas, julle lendende, met die waarheid omgord. Daar woordjie staan dan vas, is hystemai, 'n militêre opdrag. As hy soldate in formaat gekom het teen die vyand, dan skreeu die generaal of die hoofman oor 1000 of 100 en hy sê, hystemai! En dan skop hulle met hulle voorvoet vas, doef, skop hulle vas, en met die agtervoet, dat hy vas kan staan, jy sien, hy kan net sy middel beweeg, en dan vat hy die skild van geloof, die skild waarmee hy beklei, en hy slaan hom in die grond, doef, en hy vat sy swaard, en hy kyk die vyand in die oë. Dis hoekom Paulus 'n Romeinse soldaat gebruik in die vorming van die wapenrusting van God. Hystemai. En daai hystemai is een opdrag, wat almal in die weermag was, ons ou manne wat in die weermag was. As hulle vir jou sê, regsom, jy gaan nie dadelik nie. Jy gee ons eers 'n stapie vorentoe dan.
Ek weet nie of ek nooit spys het nie, maar anyway, ek het dit gehad. En histamai, hulle staan gereed. En hulle sê, histamai, en dan soos een man, roep hulle uit, skoppel hulle voorvoet vas. En soos een man roep hulle uit, agtervoet vas. En soos een man, slaat hulle die skild in die grond, en dan lig hulle die swaard op. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die aanvalle van die bose. Histamai, sê die woord van God. En kyk vir jouself wanneer die duiwel jou aanval in jou finansies, jou huwelik, jou kinders, jou werk, jou besigheid, jou emosies, en sê bietjie vir jouself, histamai, en kyk die duiwel in die oë, kyk hom vas. Want jy is 'n soldaat van God, kan jy sê amen. Waar is daai dingetjie nou weer? Dis hy. Dis hy. Ok, laat ons heers oor alles. En dit is God se normaal. Vir jou en vir my, om te heers oor alles. En dit beteken nie, dat jy nooit probleme sal hê nie. Dis juis in probleme wat jy moet heers. 'n generaal van 'n weermag kan nie generaal wees as hy nie in die oorlog betrokke is nie. Dis wat dit beteken. Heers oor alles. As die probleme kom, dan skop jy vas. Kyk jy hom in die oë. Of entaksai sundribo. Left, right, left, right, left, right. Ek gaan oor jou loop, want die God van vrede is die Satan spoedig onder jou voete verprysel. Ek het gisterand met die daaroor gepraat, né? Jy sien, om Christen te wees is nie kinderspeletjies, die broeders. Jy sien net ek is 'n Christen nie. As jy in die kerk sit, maak dit nie van jou 'n Christen nie. Al ken jy die Bybel, dit maak nie van jou 'n kind van God nie, want die duiwel ken hom in al die tale, elke vers en elke hoofstuk. Maar is bitter ver van God af. Weet, voordat daar enige Bybels was, voordat daar enige kerke was, voordat daar enige predikante was, of predikers soos ek was daar manne en vroue wat 'n verhouding met God gehad het. En dis wat saak maak. Dat die kerke ons sal leer om 'n verhouding met hierdie groot God te ontwikkel. Dis wat jou deurdra, wanneer die vyand jou begin aanval. Niks anders nie. Ja, die kerk help jou, hy leer jou, die Bybel wys jou, die Heilige Gees praat met jou. Maar as jy nie verhouding met God het nie, you've got problems. Reg, dit was God se normaal. En dit is die stamboom van Adam, luister net hierna. Die dag toe God Adam geskaap het hy hom gemaak na sy dama, sy gelykenis. Wow. Ha. Man en vrou het hulle geskaap en hulle geseën en hulle mens genoem. Dis hoekom vir daar wedergeboorte nodig is, broeders. Wedergeboorte is daai vormingsproses van God om weer sy skaduwee en sy beeltenis te word. As jy nie weer gebore word nie, met ander woorde, as jy nie weer uit hierdie toestande kom waar ek jou kan formeer nie, kan die koninkryk van God nie beerwe nie. Daar's baie teologie wat daaraan gebonde word, maar dit beteken jy moet weer word soos ek. Dis wat dit eintlik beteken. Jy moet 'n verhouding met my aanknoop. Hy sê, en toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwerk na sy gelykenis, Dama, en na sy ewebeeld, Tselem. Dis waar die wêreld sy beheer verloor het. Kan jy sien? Nie meer God se gelykenis en God se beeltenis nie. Ek wil wees soos anders. Hierdie peer groups by universiteite. Almal is daar. Ek kan onthou, hier by Bloemfontein Universiteit het ek eendag daar ek gaan sit altyd by die kafeteria van die studente, want ek hou daarvan om te kyk hoe studente optree, weet ek was ook mos maar enig gewees, jy weet, dan lag ek hoe ek opgetree toe ek 'n student was, julle ouens weet wat op studente was, en ek sit daar, ja, maar hy studente hou party, papa, Sissie, ek sou vir jou sê, hulle hou party, en die bissies bewe, en julle weet wat dit beteken, hè, en dan kom so 'n ander ouetjie aan, jy kan sien hierdie ouetjie kom van die plaas, hy amper so Johanna agter, weet hy, aangetrek se boer, en kom hy, okay, en een van hierdie studente wat party, hy sê,
Wie's daai ou? Jy gaan so in die restaurant, daai ou wat hulle, wie's daai ou, jy weet. En so 'n halfuur later, toe kom daai Johan uit, en hy kyk, hy sê, wie's daai ou wat gesê het, waar's, nee, hy sê, waar's daai ou wat gesê het, wie's daai ou? Toe sy vol moed nou, maat. Weet ek nie hoekom ek dit gedoen nie, maar anyway, ja. Weet na sy gelykenis, en ja, hoekom ek dit gesê, weet, wanneer jy in 'n groep is, dan word jy mos baie keer soos die groep. Jy gaan met al goed bedoelde idees en gedagtes na 'n vleisbraai toe, en as jy daar kom begin hulle praat oor Malema en wat wie? Anyway, al die tipe dinge, ons blameer Pieter Retief, en ons blameer vrou arme ou PW de Klerk en PW de Klerk, nee, en something Botha. Ons blameer almal, het ons uitverkoop. En net nou praat jy saam. En jy bereik Boggerol, daar niks daarmee nie, skies. 'n 0 bereik jy daarmee. Daarom, wanneer jy in 'n groep in beweeg, wees versigtig dat jy nie hulle beeltenis en hulle ewe beeld word nie. Bly wie jy is. Right, ek gaan aan. Toe, ek het tyd tot wanneer? Theo Burger, 10:30, my tyd is amper klaar. Ok, my tyd is amper klaar. Mens ene wat gesê het, hoor, vandag moet jy 2 ure praat, waar is hy? Wie's daai ou wat gesê het, waar is daai ou? En toe die Here sien, dat die boosheid van die mens op aarde groot was, en al die versinsels van sy hart bedink, altyd weer sleg word. Nou, as jy kyk na die Hebreëse woorde van boosheid en versinsels, sal jou oë oopgaan. Gaan jy jouself dalk in 'n spieël sien daar. Altyd deur dit sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart, atzap, in sy hart. Wat beteken, hy was ontevrede gewees. Hy was hartseer gewees. Hy het bekommerd geraak oor hulle. Hy het 'n pyn in sy hart beleef, en hy het ook woedend geraak. Broeders, mag ons na vandag, susters, nooit weer daardie woordjie atsaap in die hart van die Here bring nie, as hy na jou kyk nie. Pyn, hartseer, bekommernis, teleurstelling. Neem 'n besluit, 'n positiewe wilsbloedheid, dis hoe ek sal wees, nie keer sal, ja, jy gaan misluk, jy gaan val, party plekke, maar dis hoekom ons kan terug en sê, Here, ek het droog gemaak, vergewe my. Dan vorm hy jou weer van voor af, want jy is sy kind. Reg, ek haas my. Kyk dit weer hoe die geestelike plan gehad het, jy weet, want ek het gedagtes aangaande julle, spreek Here vrede, onheil, en julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou daardie woordjie hoopvol is tikwa in Hebreëus. Kyk wat beteken dit. Om aan mekaar vas te bind met 'n sterk koord. Here sê, my begeerte is 'n hoopvolle toekoms, en dit kan alleenlik gebeur as jy jouself vasbind aan my, as jy beeltenis en tselem is van my. Dis wat die hoopvolle toekoms beteken. Reg. Dan sal julle my aanroep in enige gebied, en ek sal aan julle luister. En julle sal my soek en julle sal my vind, as julle my vra met julle hele hart. Jy weet, daai gaan ek nou los, met die mosterdsaad ensovoorts. God se normaal het hierdie jare vir ons as mens abnormaal geword. Dis abnormaal vir ons om te aanvaar dat die Here het gesê, wow, ek het jou die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag uit, en niks sal jou ooit skade aanrig nie. Dis God se normaal. Wat het dit vir ons abnormaal geword, broers? Die God van vrede sal die Satan onder jou voete verpleisel. Dis God se normaal. Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld. Dis God se normaal, maar dit het vir ons abnormaal geword. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens, ra'a, wetteloosheid, sy ongehoorsaamheid, sy rebelsheid, sy insinnigheid, tweedragsaaier, 'n onrusstoker, 'n miserabele bose mens, het dit die Here berou dat die mens gemaak het, en daar was smart in sy hart. Van dit wat die Here vir jou in gedagte het,
What you do today will echo in eternity. Moenie toelaat dat dit verander in dit nie. Want God is nog dieselfde, gister, vandag tot in alle ewigheid. God se normaal. Al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Dan gaan hy verder met praat van hierdie dinge, watter dinge, en hy noem die dinge op, waarby ons elke dag worstel, geen dood of lewe, engele, owerhede, magte, teenwoordige, toekomende dinge, hoogte en diepte, ek haas my. Hy gaan verder sê, of enige ander skepsel, ons sal kan skei vir die liefde van God, waar Christus Jesus onze Here is nie. En nou gaan ek afsit, ek beloof julle, 'n hommelby. Almal ken 'n hommelby, vir al julle boere, né? Jare gelede was daar 'n studie deur wetenskaplikes gemaak, wat gesê het, 'n hommelby kan nie vlieg nie. Hy mag nie vlieg nie. Ek bedoel, al die vliegtuie wat jy kan sien daar in die lug, is gebaseer, wetenskaplik gebaseer op hoe 'n voël in die hemel gaan. Die radar agter met sy ster, hoe om te land ensovoort, is alles gebaseer, wetenskaplik gebaseer oor die voëls in die hemel. Al die vliegtuie. En hulle het gesê, 'n hommelby, wetenskaplik geanalyseer, kan nie vlieg nie. Maar hy vlieg. Amen. Menslik gesproke, wetenskaplik gesproke, kan 'n hommelby nie vlieg nie. As jy kyk na die bou van sy liggaam en die grootte van sy vlerke, is dit onmoontlik. Hulle kan dit nie dupliseer. Selfs AI kan dit nie eens dupliseer nie. Maar 'n hommelby vlieg. Hoekom? Die persoon het gesê, 'n hommelby, die wetenskaplike sê, hy kan nie vlieg nie. En mense sal vir jou dalk sê, jy sal dit nie kan doen nie. Kyk wie is jy, kyk van waar af kom jy, kyk wat het jy alles gedoen, dis onmoontlik, die Here sal nie belang in jou nie. Jy's 'n hommelby, jy kan nie vlieg nie. Maar hy hommelby kan vlieg. Hoekom? Want hy weet nie, dat wetenskaplik het bepaal, dat hy eintlik nie kan vlieg nie. Hy het nie daai artikel gelees, wat hulle opgestel het, hoekom 'n hommelby nie kan vlieg nie. Broeders, as jy 'n hommelby, mense sê dalk jy kan nie, mense sê al dit sal nie gebeur nie, mense sê dit is onmoontlik, mense sê in hierdie tyd waar ons leef, is daar nie meer 'n ding soos wonderwerke nie, sê wie? Jammer as ek baie keer 'n bietjie opgewonde raak, maar as ek praat van die grootheid van God, vra ek nie vergifnis nie. En al sien mense jou as 'n hommelby, daarom kom en hy sê, wees stil en weet, gasaap. Moenie luister wat mense sê nie, en moenie begin praat saam met dit wat mense sê. Wees net stil. Want ek is jou God. En as jy begin luister, wat sê die mense van die ekonomie? Wat sê die mense van ons politieke bediening? Dis alles realiteite. Wat sê die mense van die wêreldtoestande? Dis alles realiteite. Maar die waarheid is, 'n hommelby kan vlieg. Maak nie saak wie wat sê nie. Die koördinasie tussen sy vlerke en sy liggaam. As 'n hommelby, het hulle, ek weet nie wie dit getel nie, so by 'n boom kom, dan staan 'n hommelby stil in die lug, soos 'n helikopter. Dan het hulle gesê, ek weet nie hoe hulle dit getel nie, hulle sê, dan klap sy vlerke 200 keer per sekonde, om daai liggaam daarbo te hou. Maar 'n hommelby kan nie vlieg nie. Dit sê die mense, wetenskaplik is dit bewys. Maar pastoor, 'n hommelby vlieg. Amen. Voel jy so 'n hommelby? Al is jy 'n hommelby, jy kan vlieg. Amen. Ek maak klaar, dankie. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Hy sê, ek het nog nooit verander nie, my kind. Jy's die een wat verander het. En daarom maak hy die pad oop vir jou en my, deur die bloed van Jesus, deur die sterwe aan die kruis van Jesus, sodat jy weer Tselem mama kan word. Beeltenis en gelykenis, dan gaan jy sien hoe daai hommelby kan vlieg, papa. Almal gaan verbaas wees oor wat jy in staat is
Want die Bybel sê, en niks sal jou ooit skade aandoen nie. Glo jy dit? Broers, dankie vir 'n geleentheid om met u te gesels. Ek is eintlik hartseer om weg te gaan. Ja, maar dankie dat julle my gevra het om hier te wees. Ek het dit regtig saam met julle geniet. Die omgewing, die eerste keer in lewe wat ek hier gekom het, en ek hoop ek sal weer hier kan wees eendag. En ek wil eendag vir u vra, weet jy, ek sal graag by geleentheid soos hierdie met die mans en hulle vrouens wil praat. So een oggend net 2 ure. 'n uur met die mans en 'n uur met die vrouens, maar albei moet saam wees. Dat jy werklik kan weet wie of wat sien die Here jou as 'n man. En dan, wat sien die Here in jou as daai man se vrou? Dit kom daarop neer. As jy by vertrek inkom en die vrou sit daar agter en wat hoor jy wie's daai ou? Wie's daai ou? Dan moet die vrou sê, ja, dis my man. Sy moet sê, dis my man daai. En as jy tussen 'n klomp mannes en jou vrou kom in, en vra, wie's daai tannie? Dan moet jy eintlik sê, dis my vrou. Nee, dan moet jy sê, dis my vrou daai. Attitude, selfe woord maar met 'n attitude. En ek sal eendag graag met julle wil kom praat daaroor as jy my geleentheid bied en dis 'n eye-opener hoor. Broeders, susters, baie dankie. Mag die Here hier ryklik seën vir die res van hierdie week of hierdie naweek. Die predikers of die sprekers hier, mag die Here julle kragtig seën dat die manne en die vrouens hier sal weggaan. Ander mense, mense wat die Here sal sê, wow, kyk dit hier. Gabriel, Michael, kom hier. Onthou julle vrou Jan? Ja, Here, ja, ons onthou vir Jan. Sê, kyk na hom nou, kyk hoe lyk hy nou. Ja, dat is mos 'n koorversie, kyk hoe lyk ek nou. Nee, baie dankie. Kom, kan ek gou vir hulle bid? Ek weet my tyd is klaar, maar ek wil regtig vir u bid vanoggend en ek wil 'n seën oor u uitspreek. 'n Seën wat jy moet vasgryp. Jy sien, waar as iemand 'n seën uitspreek oor jou, is dit nie net ek seën jou nie. Weet ons het mos 'n kliseë gemaak van, ag ek seën jou, ag die Here seën jou. Waarmee gaan die Here my seën? Want seën moet altyd gepaard gaan met iets. Of as ons nuus, bless you. Bless you. Ek wil 'n seën van God se teenwoordigheid in jou lewe uitspreek. Ek wil 'n seën oor jou uitspreek, want die Here vir jou waarlik tasbaar sal wys, hy is Jehovah Jireh, die Here wat voorsien. Ek wil 'n seën oor jou uitspreek, want jy sal bewus wees, tasbaar sal ervaar en voel, dat hy is vir jou Jehovah Shammah, die Here wat daar is vir jou, want dis sy begeerte vir jou, hy het nog nooit verander nie. Ek wil 'n seën oor jou uitspreek, waar die Here vir Adam en Eva gaan ontmoet het in die aandwindjie, dat daai God, jy deur oop sal maak, hy sê, want jy sal my aanroep, en ek sal na jou luister. Daardie woordjie in Jeremia, hy sê, jy sal roep my aan, sê die Here. Die regte vertaling is, nooi my uit, sê die Here. En ek sal na jou toe kom, ek wil daai seën oor julle uitspreek. Dat julle God se teenwoordigheid tasbaar sal ervaar en dit sal respekteer. Dis wat vrees beteken. Die vrees van God, die respek vir God. Ek het al by kerke gekom waar ek bedien het, en as iemand preek of as iemand bid, dan is dit die kans vir die voorsangers om met mekaar te praat oor die volgende lied. Hey, ons praat met God. Of vir die vrou haar rok reg trek en die ou kyk of sy gulp nie dalk oop is nie, jy weet, terwyl ons met God praat. Dis hy sê, ons het ons respek vir God verloor. Sy teenwoordigheid. Dis die seën wat ek oor julle wil uitspreek vandag. Here, dat hierdie manne en vroue van vandag af u teenwoordigheid sal waardeer en sal respekteer. Baie dankie Here vir 'n geleentheid wat ek gehad het om saam hier te kon wees. Vir die seën wat u oor ons uitstrak stort, o Here. Die seën van die teenwoordigheid, die seën van die beloftes, die seën van u liefde vir elkeen van ons. Ek bid vir elke spreker, vir die res van hierdie naweek, dat jy hulle sal seën met 'n woord, wat sal vloei soos water, o Here. En ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie broeders. Dankie.